Amen. Liewe toehoorder, ons kyk 'n bietjie weer na die basis van die evangelie, die groot pryspraak, die groot verlossing wat vir die mens gekom het. Toe die mens absoluut in duisternis was, geen raad meer vir homself gehad het nie, geen heenkome meer gehad het nie. Toe kom hierdie groot God en bring vir die mens 'n absolute vryheid en 'n groot verlossing deur die kruis van Golgotha. So, dit is so goed as ons weer inkyk en net sien wat hierdie groot God vir ons kom doen het. Hy sê byvoorbeeld in Korintiërs 5, hy sê omdat een vir almal gesterf het almal gesterf. Jy sien, dis iets wat hy kom doen het. Hy het dit vir almal kom doen. Dis nie net vir 'n sekere groepie mense nie. En dan word die skrif baie radikaal as die skrifte dan verder gaan. Hy verduidelik vir jou die wonder daarvan. Luister net na Efesiërs 3 vers 6. Ek gaan vers 5 ook lees. Hy sê, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik, luister nou, naamlik, dat die heidene mede-erfgenaam is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Deur die evangelie word selfs die heidene nou ingesluit. Daardie wonderlike realiteit wat vir u gekom het, alles in u vermoë probeer om reg te leef, om 'n goeie getuienis te hê en elke keer gefaal totdat u hierdie skrifgie hoor. Luister net weer na Efesiërs 1 vers 13. Hy sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, dat jy ingesluit is aan die kruis, man, toe jy goddeloos was, het God jou omhels en jou aan die kruis geplaas. Luister net daarna. En wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. Jy hoor net hoe jy gered was aan die kruis van Golgotha. Jy hoor net hoe God jou bekleed met sy bekleding aan die kruis van Golgotha. Jy sien dat dit is die antwoord. En die oomblik wat jy dit aanvaar, word jy verseël met die Heilige Gees van belofte. Baie keer staan mense stil by die uitstorting van die Heilige Gees en toe die mense nog nie eers geweet het dat daar 'n Heilige Gees is nie. Staan stil by daardie verskillende realiteite. Maar kyk 'n bietjie na die volheid van dit wat God kom doen het. 1 Korintiërs 3 vers 16. Dan sê hy, weet julle nie dat julle liggame nou 'n tempel van God is en dat God se Gees in julle woon nie en God se Gees is heilig en dit is julle. God het jou bekleed met sy heiligheid, met sy geregtigheid, met sy verlossing. Dit is so belangrik dat ons begin sien dat daar is geen skeiding tussen mense nie. Daar is nie geredde mense en ongeredde mense. Almal is ingesluit aan die kruis van Golgotha deur die geloof, deur dit wat God jou skenk. Hy sê niemand kan na God toe kom as God hom nie trek nie. As God jou nie die geloof gee om te verstaan wat met jou gebeur het aan die kruis nie, het jy geen hoop om ooit by 'n redding uit te kom nie. Alleen deur die geloof kan jy dit sien wat aan die kruis gekom het en dit aanvaar en daardie heerlikheid word 'n heerlikheid in jou gees en jou gees word verseël met die Heilige Gees van belofte. So
belangrik dat jy hierdie realiteite sien en absoluut weet dat dit is die groot realiteite wat in Jesus gekom het. Luister net 'n bietjie na Hebreërs 9 vers 9. Hy sê dit was in beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offerandes gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie. Jy kan probeer wat jy wil. Jy kan leef so heilig as wat jy wil. Al gee jy jou alles, dan het jy geen reg op enige iets nie. Omdat dit bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelei het tot die tyd van herstelling. Wanneer het die tyd van herstelling gekom? Aan die kruis van Golgotha. Toe hierdie groot God gekom het en al daardie ou rituele waar jy met jou eie pogings gekom het, selfs met die bloed van bokke en beeste, om as 'n slag en te offer, en jou jammer hart voor hom uit te stort. Selfs dit het geen waarde nie. Luister net na die 12de vers van Hebreërs 9. Hy sê ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Dit is net Jesus Christus wat vir ons 'n ewige verlossing teweeggebring het. Sonder enige van jou bydrae het hy vir jou 'n ewige verlossing teweeggebring. Jou deel is om te hoor wat die skrifte sê, dit te glo. Sonder geloof onmoontlik. Maar as jy glo dit wat God vir jou sê wat aan die kruis gebeur het, dan ontvang jy sy heerlikheid. Jy ontvang sy werklikheid, sy werksverrigting, sy bediening aan die mens. Ontvang jy. Luister net na die 14de vers. Hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees van God, sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewendige God te dien. God wil nie net hê jy moet jou verlossing sien nie. Hy moet nie net sien dat jy verlos is van sonde, dat sonde in die diepte van die see gewerp is, en God beloof het, hy sal daar nooit weer aan dink nie. Nuwe Testament, ons kan nou daarna kyk. Maar jy ontvang dit wat hierdie lewendige God vir jou geskenk het. Jy begin floreer in sy werksverrigting, net deur die geloof. Efesiërs 2 nou, nie deur jou werke sal jy gered word nie, maar alleen deur die geloof is jy gered. Jy kan glo dat jou redding 'n volmaaktheid is aan die kruis van Golgotha. Meer groter volmaaktheid as wat aan die kruis gekom het, sal jy nooit kan bekom nie. Daar bestaan nie so iets nie, want dit is net in sy heerlikheid wat hierdie groot dinge gebeur het. Luister net 'n bietjie na die nuwe verbond, die verbond van die Nuwe Testament. Nie die Ou Testament. Daai verbond is vervloë daar en het verbygegaan omdat dit hopeloos was. Die skrifte sê dit was hopeloos en hier het 'n nuwe verbond gekom. Luister net na Hebreërs 8. Ek lees hier so van vers 10 af. Hy sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel. En ons weet dat elke gelowige is nou deel van Israel. Spreek die Here, ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen vir sy naaste en elkeen vir sy broer leer en sê, ken die Here nie. Want almal sal my ken, klein en groot. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtigheid. Dit is die bediening van die vryspraak.
Dit is die bediening van die Nuwe Testament. God het dit reeds in die Ou Testament beloof. Die dag sal kom dat my kennis die aarde sal oorvloei, soos die waters van die see die aarde oorvloei. In Christus het dit presies so gebeur, dat die grootheid van sy redding het oor die hele aarde begin spoel, vir elke mens gesê dat hy is ingesluit in hierdie heerlikheid. Net deur geloof. As jy glo, sal jy aanvaar. As jy dit nie glo nie, is jy op jou eie en verlore vir tyd en ewigheid. 12de vers. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtigheid en aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Dit is die nuwe verbond in die Bybel. En jy beter daarna kyk en dit begin verstaan en glo. Vers 13 sê, as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak. En wat oud word en verouder, is naby die verdwyning. Dit is besig om te verdwyn soos mis voor die son. Die ou bediening van sondeveroordeling in die veroordeling van mense, om vir hulle te sê dat hulle verlore is, dat hulle hel toe gaan. God gee aan Petrus 'n groot realiteit. En 3 keer laat hy 'n laken neerdal in 'n visie van die hemel, met alle onrein diere, en hy sê vir Petrus, slag en eet. Maar wat hy eintlik vir Petrus wys, is dat dit is die mense op aarde, en dit is wat hy gaan doen. Hy sê, wat ek gereinig het, mag jy nie onheilig ag nie. Kan jy dink, wat se groot sonde doen jy, as jy van 'n platform afstaan, en vir mense sê, hulle sondig en hulle gaan hel toe. Mense gaan net verlore, omdat hulle nie glo in die blye boodskap, wat vir elke mens gekom het. Hierdie groot God het die reinigingswerk voltooi aan die kruis van Golgotha. Vir elke mens. Elke mens is gereinig, geheilig, bekleed met God se bekleding, sodat ons absoluut in een oomblik verseël kan word met die Heilige Gees van belofte. Nou ons weet dat die mens is gees, siel en liggaam. En die oomblik wat jy in jou gees aanvaar wat God vir jou aan die kruis gedoen het, word jou gees verseël met die belofte van die Heilige Gees. En daardie verseëling is iets wat God self doen. Hy noem dit ook 'n besnydenis. Dis iets wat hy self doen. En sodat sonde nooit weer in jou gees kan indring nie. Die skrif wat jy miskien nog nooit aangehaal gehoor het in die skrifte nie, die word vir jou 'n groot werklikheid. Dis so snaaks dat mense aanhoudend 1 Johannes 1 vers 9 aanhaal. Maar hulle lees nie verder nie. Lees nie die briewe van Johannes verder, want Johannes was 'n opgeleide persoon deur Moses. Het nog nie die heerlikheid gesien en aanvaar nie. Hy het maar gehoor wat Paulus sê. Luister net hoe sien hy dit in 1 Johannes 3. Ek gaan so van vers 7 aflees. Hy sê, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Met ander woorde, hy wil nog dit doen, maar jy kan dit nie doen nie. Jy moet dit aanvaar. Jy moet dit doen wat Paulus gesê het. Jy moet die geregtigheid aanvaar. Dit is 'n geskenk van God. 8de vers. Hy wat sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel is die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Luister na die 9de vers. Hy sê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie.
omdat sy saad in hom bly. Dit is die verborgenheid van die skrifte. As jy nie Jesus Christus sien, die saad wat vir jou gekom het, die saad wat God kom saai deur sy woord. Hierdie woord is die saad wat gekom het. Hierdie saad is Jesus Christus homself, die vryspraak van die mens. En dit is dit wat verborge was vir eeue en geslagte, maar nou aan die mens geopenbaar is. Dit is so pertinent in skrifte beskryf. Jy kan nie 1 of 2 versies lees en probeer 'n uitspraak maak nie. Jy moet die skrifte ken en dis daarom wat ons gereeld seminare aanbied en u is baie welkom om ons te skakel en deel te neem, dis absoluut vry en te sien hoe hierdie groot God u waarlik liefhet en u bekleed met die volle heerlikheid. Terwyl ons hier in Hebreërs is, in Hebreërs 10, luister net wat sê hy in Hebreërs 10 vers 14. Dan praat hy van die kruisdood, wat die mense nie verstaan nie. Hy sê, want deur een offer wat God gebring het, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig is. Nou dit is so belangrik om te sien dat dit 'n afgehandelde werk aan die kruis van Golgotha. Wie en wat is geheilig? Luister net na die vorige verse, vers 9 en 10. Dit is nou van Hebreërs 10. Hy sê, het hy daarna gesê, kyk ek kom om u wil te doen, o God. Dis nou Jesus wat gekom het om aan die kruis van Golgotha te sterf. Ek het gekom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg en stel die tweede in. Dit is so uiters belangrik dat ons hierdie elke skrifgie sal betrag en sal mediteer daarop. Mediteer in die oorspronklike taal bedoel praat eintlik van 'n wedergeboorte. Wanneer jy mediteer op hierdie skrifte, word daar 'n geboorte binne in jou plaasgevind en jou gees begin absoluut vry word en jy begin hierdie heerlikheid daagliks in jou gees waarneem, dat jy waarlik vry is. Hy het dit gedoen deur sy eie wil, die kruisiging was God se eie wil, en luister nou net, hy sê deur hierdie wil, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Daar's nie 'n ander redding wat ooit sal kom nie, daar is geen ander verlossing wat ooit kan kom nie, daar is geen ander heiligheid, daar is geen ander kennis wat ooit sal kom nie. Die hele volheid van bekleding het aan die kruis van Golgotha gekom. En nou is dit jou en my voorreg om hierdie heerlikheid te aanvaar deur die geloof. Ek wil weer vir u Markus 11 vers 24 aanhaal. So belangrik. Hy sê as jy na God toe kom vir enige iets, glo dat jy dit al reeds ontvang het en dit sal so wees. As God nou vir jou nog verder gaan en God sê, man kyk, ek het dit vir jou geskenk, dis 'n geskenk. En jy aanvaar dit, dan word dit vir jou 'n werklikheid en daardie werklikheid begin uit jou binneste uit manifesteer. Nie meer deur jou werke, nie meer deur jou probeerslae, nie meer deur jou eie pogings nie, maar absoluut jy vind hier uit jou binneste uit kom 'n nuwe lewe voort. Hier uit jou binneste uit kom 'n loflied voort om hierdie groot God te wil loof en prys gedurig, want dit is alleen in hom en deur hom en vir hom wat alles gebeur het,
wat hierdie heerlikheid gekom het, en ek en u word absoluut die resultaat van sy werksverrigting, van sy smarte. Ek het reeds die skrifgie aangehaal en ek haal dit baie aan. 1 Timoteus 3 vers 16. Onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God was gebore in die vlees. Hierdie groot God van die hemel het self vlees geword en homself kom openbaar maak, sy wonderlike liefde aan die mens kom bewys en verder gegaan, daardie liefde bewys tot die dood van die kruis. Nie een oomblik teruggedeins nie. Toegelaat dat hulle wie hom veroordeel, hulle wie hom bespot, hulle wie hom geslaan en in sy gesig gespieg het, hulle almal vrygespreek aan die kruis, laaste gebed wat hy bid. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan nie dink, dieselfde wat met Kain gebeur het, toe hy vir Abel doodgeslaan het. Van die begin af was God dieselfde. Kom by Kain, sê vir hom, waarom het jou gesig geval? Jy moet mos nou weet, as jy goed doen, sal dit nie met jou gebeur nie, want die vyand lê en loer en wil jou vernietig, en hierdie groot God gee sy liefde en sy bewys aan elke mens dat hy vrygespreek is. Ek en u verseël met die Heilige Gees van belofte, ek en u absoluut in 'n vryspraak wat God ons mee verseël het en wat ons op kan roem elke dag, want ons roem net in God en in sy groot goedheid en liefde. Laat hierdie woord toe om in die hart groot wonderwerke te doen, want u is vrygespreek, u het die volmaaktheid ontvang. Prys sy groot naam. Amen.